Finish dit nou, die show en na die show, so kry vir jou wyn, gou, moenie worry nie, ek wag vir jou. Hi, ek's Lisa, met die rooi hare en ek gesels met van die land se bekendes sodat jy nie hoef nie. En vandag se gas het ons almal laat bloos in Kakie Fever, laat lag as meneer Meyer in die fakulteit. Jou Instagram bio sê jy's 'n musikant, dis die akteur. Ag, nou weet ek nie hoe om jou van te sê nie. Knobel. Yes! Great. Dis almal Knobel. Jy skare van al van my. Ek is so bang ek sê dit verkeerd. Meeste mense doen, jy het dit perfek gesê. Want jy weet daar's in die Namibiese game Knobbel. Dis hoekom almal knobbel sê. As hy. So is jy enigstens related aan dit? Nee. Dis Jy 'n Duitse kon- van. Jy kon nou 'n drinking game empire gehad het. Seriously? Ja, dis 'n drinking game. Oh my word. Praat van drinks. Praat van drinks. Kom ons gaan dit nie vandag speel nie, want dis 'n gevaarlike game. Nee, Ja. ek wil nie knobbel speel nie. So vandag se wyn is 'n Perdberg Cellar Cab Sauv en hy sal van 22 af. Wag, Oeh. lê en wag hy vir ons. Dis 'n pragtige Oeh. stukkie bottel daai. Wat my favourite klank. Oh, ek love daai. I mean, Yikes. ons gaan nou gaan plat trap. Jy doen net die wyn sodat jy daai doppie kan Exactly. slaan. Okay, hierdie is sommer slank vir jou. Oef, Is okay. nog minder. O, jy's klaar soos dis te veel. Nee. Okay, kom Twee ek. druppel nog te. Ooh, daai my. Nee, maar as ek sê nog, dan moet ek al drink, nee. Moenie worry nie. Okay. Ons gaan fyn wees. Dis hy. Hy's so rooi soos So. sy hare. Daar's hy, Lisa met 'n rooi wyn. Dis lekker om hier te wees, Kan Lisa ek met die ons rooi by jou wyn. nou stel? Ons switcheroo nou. Okay. Sorry. Ek gooi altyd my gas eers in te vergeet ek. Oeh. Okay. Hoe ruik hy vir jou? Is jy gewoonlik 'n wyndrinker? Ek love wyn. My reuksintuig is net nie so great nie, want ek sal goed sê Wat soos is dit COVID? ruik soos hout of kondensmelk. Dit is rooi wyn. Dit ruik soos my wyn. Cheers. Exactly. Cheers. Dis lekker om hier te wees. Dankie, ek bly jy's hier. Wat doen Ja, jy en dankie aan gewoonlik? almal wat kyk. Ja. Ja. Wat doen jy gewoonlik op 'n maandag? Weet jy, Behalwe om nou wyn te drink saam met my, jy weet. ek sal slaap partykeer. Life of the actor, Laat slaap. altyd. Ja. Maar dan voel ek skuldig. Want jy weet ons die hele wêreld is net op 'n maandag in rep en roer. Besig. Ja. En so ek het nou al 'n roetine waar ek dan nou maar ek sal vroeg uit die bed myself uit die bed sleep en na my gym toe gaan. Want dan kom my dag aan die gang Dan voel en jy dan net ook jy het iets gedoen daarin. Ja. Want soos in my 20's sou ek letterlik gelê het en niks doen nie en dan voel ek skuldig en dan kry ek soos artist guilt. En nou I sal get ek dit 'n maandag hou vir admin. Okay. Maar ek moet eers in die gym wees anders gaan ek met die admin uitkom nie want jy kort motivering om Gym admin. junkie. Ja, nou en dan. Ek's 'n gym junkie eerder as 'n gym junkie. Ek is net 'n gym junkie want dit hou my sane. En dit gee seker vir jou werk. Ons sal later Ons daarby kom daarby. So ek dink kom ons skop af met vrae dat mense jou 'n bietjie beter leer ken. Ek wil weet waar het jy groot geword? Bethlehem. Weet Ja, Star Wars born. Bethlehem stad. Ja. Dis was die liedjie. Ja. Daar's 'n paar Wow. liedjies daaroor. En toe het jy daar groot Ek geword? het daar groot geword, Laerskool, hoërskool. laerskool en hoërskool. Wanneer het jy ontsnap? Dis 'n baie lang storie wat ons Nie voor tyd het nie. Gee Nee, vir die nee. kort version. die kort version ek het 'n goeie vriend gehad wat 'n Mhm. pianis was. Ek was nog altyd Cool. 'n kultuur seun en Kultuurdier. gimnastiek ook. So ek het 'n bietjie die balans gevind. Yes. En my vriend het toe sy pa het toe 'n pos in Pretoria gekry Okay. en toe moes hulle trek graad 10. Toe kyk hy na privaat skole en hy's heavy talented. Toe vind hy hierdie skool Southdowns College wat in Irene is. Yes. Hulle gee musiekbeurse van soos huge. Dis soos industrie legends wat jou teach. Dis musiek. cool. Toe sê hy ek gaan aansoek doen en kyk of ek 'n beurs kry. Wil jy nie soos toe sê ek soos ek kom ons kyk of ek ook 'n beurs kan Ja, kry. jou nou. Ja, exactly. Graad 10. En toe ek gaan nou lank storie kort. Ek doen dit toe saam met hom. Weer eens lank storie kort. Dat is like elke keer as hy sê lang storie kort. Lang storie Dankie. kort. Mhm. Okay.
hulle sê toe ja, nee, julle is aanvaar, maar ons kan dit nie bekostig nie obviously. Hulle sê toe ons het nie beurse nie. Toe gaan hy Menlo Park toe Okay. en ek bly in Bethlehem. So jy het nie ontsnap nie. Ek het maar, Later. but wait, there's more. Toe graad 11, langs die rekord, word ek as hoofseun verkies. Ooh. In Bethlehem, Voortrekker Hoërskool. Hoeveel seuns was julle in die skool? Dis 'n groot skool. Okay. Ja. Well done. Ja. Love it om met die Dank. hoofseun te chat. Nee, maar en toe is ek nie. Want toe hoor toe ek's hoofseun, Super oulik. die aand wat ek hoor ek weet. Die aand wat ek by die huis kom en dis die prysuitdeling, ek is nou verkies, sê my ma, ons moet praat. Toe sê sy soos, ja nee, die ou van Southlands College het gebel, die lotto het beurse en jy's 1 van 4 en ons wil jou met matriek daai hê. Ek het hoendervleis. Langs toe die kort, Well, ek bewe nou nog as ek die storie vertel. ek Ja, want baie keer wens ek was eintlik my hoofseun. Maar as ek weet wat ek nou geweet het. Nee, it turned out great. Behalwe die meeting met die skoolhoof waar ons ek en my ma en my pa sit en vertel ek gaan nie hoofseun wees nie. Want ek kies toe nou my droom Ja. om hierdie prestigious skool te doen. Anyway, hy het vir 10 minute niks gesê nie, want ek soos gevoel soos 10 minute. En hy's net soos, okay, as dit jou besluit is, respekteer ek dit. Nee, dit. Asof hy nie happy is vir Ja. jou wat jy droom gaan volg nie. Ja. En toe doen ek die Rude. onderhoofseun en ek gaan vir hulle guns want hy word 'n hoofseun. Ja. Ja, en En nou kan hy dis hoe ek sê ja, hy was hoofseun. exactly. Hy skuld my nou nog 'n bier daarvoor. Ek het hom gesê. Maar Rude. rude. En dis hoe ek in Pretoria beland het. Toe doen ek Right. matriek hierso en dis hoe ek van toe af in die musiekindustrie beland het. Toe En sit dis jy nou maar hier rond. ja, toe sit ek in die boyband energie eventually. In matriek het ek na die audisie toe gegaan vir dit. So as ek hoofseun gekies het bo dit, Ja. sou ek dalk nou soos Nee, gesit het nie. ja, ek sou dalk nou soos sement In Bethlehem. ja, Wel, of in Pretoria Noord vir al wat ek weet. Maar it's crazy. ja, ek sou Brieks gelê het miskien of miskien sou ek in die mediese veld toe gegaan het, wie weet. Rare. Ja. Wou jy dit gedoen het? Dit was 'n opsie. So wat jy nou eintlik hier Ek sou probeer meer sê wyn is kon jy be- slim. Wel, ek was bietjie van 'n brag. pluggie. Ek was 'n pluggie, Dit okay. is ook 'n pluggie. Okay, dankie. Ja. Pluggies unite. O, ek wou cheers man. Cheers dan. Cheers, okay. Boom. Wiskunde was my beste vak. So So ons kon albei. Eh, Scientists hoekom of- sit ons net hier en drink wyn? Ek weet nie. Ek kon nou baie meer wyn gedrink het. Baie ryker gewees het. Ek Dis weet. regtig vir my 'n Ek voel ons probleem. moet daar praat baie keer. Maar Ja, kom ons kat die Nee. camera. ja, kat. So jy wou nie nog altyd 'n akteur wees nie, jy het eers in musiek ingegaan. Ja, dit was eintlik my groot passie. Dis nou nog my groot passie. Okay, wanneer die akteurgogga jou toe nou gebyt? Toe ek sien musiek gaan nie my sustain nie. Toe jy eerste paycheck kry. Ja, Dis is my eerste non-paycheck. ja, net soos. Toe ek my eerste gig doen en sê hoe min dit en sien hoe min dit betaal. En toe kry ek 'n acting agent en ek het nie drama gaan swat nie, so maar ek dink die boyband want ons was by 'n groot label gesaai en ons het die verhoog gedeel omdat ons by die label was het ons saam Kurt Darren en Snotkop en Lekker. jy weet die lekker name. So ek het in matriek ingestap in hierdie overwhelming industrie waar ek net famous mense om my het, maar nie geld maak nie. Ja, en dan Dis voel jy ons- so of jy hierdie Ja. voordele maar ook nie Ja, en dis soos moet ek nou swat, ek bly in 'n studentekomune, almal swat, maar ek swat nie. Anyway, so lassie swat. ja, maar omdat ek toe nou in die boyband was en mense het ons naam geken, maar as jy nie die regte bemarkingsspan agente het nie, gaan jy nie besig wees nie, jy gaan nie geld maak. Nee. So toe omdat ek bietjie van 'n platform gehad het met energie, toe kry ek 'n acting agent wat ja, en ek's nou nog by dieselfde agent. Cool. En dit het Shout out. shout out Talent ETC. Ja. 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 Oh wow. So Ja. wat was jou eerste rol wat jy losgeslaan het? Die boom in jou laerskool. Langs toe die kort, cheers. Wat klein slukkies. Jy's Ek nie. Jou eerste rol okay. ever. Dink terug. Moet ek sê soos ekstra stel nie, nee. Nee. Wel, tensy dit Nee, vir dit doen jou nie. getel Nee, het. dit doen nie. Het dit vir jou 'n betekenis gehad? As ek nou terugkyk, het dit Dan dit. want dit was humble beginnings en dit Mm. het jou ook
laat daar's nie pressure nie want jy's nie voor in die kamera nie. Jy's daar agter en maar jy kan sien hoe dinge werk en jy kan 'n bietjie leer. Ja. So maar dit was ook Waar was jy ekstra? jy gaan op 'n verlies want jy ry Joburg toe en dan kry jy basies R100 vir die dag of 200. Maar ja, ek was soos op 'n Coke ad ekstra en op kyk net reeks hier en daar. Maar ek het seker vir 6-7 jaar audisie. Yes. En ek weet nou nog nie hoe ek besluit ek wil nog aanhou nie. Ja. En toe op 'n dag toe ek actually vir my agent sê ek gaan nou 'n bietjie meer aan my musiek werk. Ek rekord nou 'n album. Ek's nou oor dit. Ek's nou Oor die oor dit. acting, los dit. Ja. Toe ek daai besluit maak om te sê ek is nou klaar. Ek sal miskien oor 'n jaar of 2 kyk hoe my lewe lyk. Dit was net voor COVID actually. Ja. So 'n jaar voor COVID. Yes. Toe bel my agent my en sê Steven de Lange se casting director wil jou sien. Slay. Anyway. Ek laat jy dit terug doen. Ja. So sewende Ek land. is 'n copycat. Dis dit. There's it. So ja, toe my eerste groot rol was stresvol want toe langs storie kort, anyway. Sorry, ek gaan nie okay. meer ek het sê hoe meer gaan ons Ek moes ook net babbel. nooit gecommitted to the bit nie, maar doen dit nou maar. Okay, ek sal so fake slukkie vat anders gaan ek al hoe meer begin langs storie maar jy kort. het jy water daarna by jou ook, so As hy balans. balance, ja. So toe gaan ek na die audisie toe en baie gestres, Yes. gebid op pad soontoe. Ah. Maar ek is ook soos ek is nou eintlik in 'n ander space want ek het dit opgegee en ek het ander goed wat my besig hou. So ek sien daai desperate ou wat dink soos ek moet in daai audisiekamer instap en ek moet die rol kry nie. Ja. Jy weet want dan gaan jy nooit die rol kry nie. Jy was net so half eintlik rustig daaroor. Ja, want dit was 'n ander energy wat ek ervaar het. En ek ontmoet toe haar en toe sy my sien toe ek by die casting aankom, sê sy vir my, jy's lank genoeg vir die rol want daar's 'n ander akteur teenoor wie my karakter baie moet speel wat soos 2 meter lank is amper en hulle kan nie 'n kort ouetjie cast nie want hierdie twee moet soos in fight scenes wees. En tegnies maak dit ook net nie, dit maak dinge moeilik. Ja. En anyway, toe sit ek en ek doen my eerste take met haar en dit was daai eerste audisie van my lewe waar ek so in die oomblik was. Ek het soos amper trane in my oë gekry terwyl ek act. Maar dit was challenging want die ouetjie is 'n psigopaat. So dit was 'n psychopath. Oh, wow. Ja. En so nou my eerste groot rol is nou baie pressure want ek moet 'n psychopath speel Ja, en ek kan nie relate met dit nie. Ja. Maar Kan jy nie? kan ek nie. Maak dit seker. Ag ek weet nie, jy weet. Maar dis dit nou hierdie massive ding en jy moet in daai skoene intree. Vir 'n eerste rol is dit huge. Ja, en ek doen die eerste take en sy jump op en sy sê soos, "En jy kan act." En ek het nog nooit daai woorde uit enige iemand se mond uit gehoor in my lewe nie. Jy sê hallo, ja, dis kwikkie is. Ja, so toe sê sy soos nou my lengte is nou reg, my look is reg. Ek was 27 toe. So ek het my eerste rol gekry op 27. Ek het al begin audisie van 21 af. Oh wow. So vader weet hoe ek nog gebly het in dit. Aangehou het. Ja, want dis commendable, honestly. Ja, so ander mense het drama gaan swat. Ek het geswat deur by 'n audisie aan te kom en heeltyd te fail. So dis almost like failing forward. Dit is ook leerskool mos. Ja. Yes. So toe amper sê ek langs toe kry ek die rol. En ja, hoe lank was jy op Sewende Laan gewees? Ek was 'n maand en toe het hulle my in my eie mes laat val. Ja. Right. Dit was brutal. Was dit seer? Dit was nie seer nie. Want ja, okay. Maar ek het vir die eerste keer met 'n fighting instructor gewerk. Want ek ek's 'n psychopath en ek moet heeltyd hierdie gesplete persoonlikheid hê. En ek kan dit nogal doen. Actually. Jy soos het 'n hidden talent ontdek. Ja, ek dink kunstenaars het baie keer bietjie daai 2, 3, 4 persoonlikhede wat hulle want ons dit is ons coping mechanism. Ja. Want ons is nou by die huis en ons voel nie lekker nie, maar dan word ons ge-invite na 'n event en ons voel nie ons wil gaan nie, maar dan moet jy moet iets word. Dis presies hoe ek voel. En ek haat dit ek sien 'n fake mens nie. Maar partykeer jy moet 'n heightened version van jouself word. Ek sê ook net ek tune hom net so 'n bietjie op, partykeer en so 'n bietjie af. Ja. En ek dink ons almal het bietjie donker in ons. So ons party mense kies net om meer die donker te wys. Ons almal het donker in ons. Ek glo dit regtig. Die mooiste, naaste
kindest people het 'n donker kant. So ek moes daai gaan soek het Ja. en it turned out well, want die director het dit gelove en ek het eendag met blou kolle oral by die stal gekom want ons moes val en fight en goed en ja, dit was rof. Ek het gehuil. Shame. Ja, ek het baie gehuil met 7de land se ervaring het. Ek sal die ugly cry huis toe doen in die aande. At least is dit nou verby. Ja, dit is nou Om nie te worry dat hulle jou gaan terugnooi, Ja. resurrect of iets Ja, nie. ja, ja. So genoeg van 7de land. That was Genoeg nou van 7de laan. Ja. Hoe voel jy het jou loopbaan toe nou daarna gegroei, na 7de laan? wel COVID het geslaan daarna. En dis ook meer soos 'n Ja, so it's like ja. Yes. En toe nou na COVID, hoe dinge daar begin optel. Jy was in die kaplyn, die musiekblyspel, ja. nee? Ja, kyk, COVID was op die ou ene goed vir my, Yes. want wat nie goed was nie is ek het my debuutalbum vrygestel voor 'n maand of 2 voor COVID. Okay. En toe op pad KAK toe, 'n week voor dit, 10 shows sou ek gaan doen. Dit voel uiteindelik of ek 'n solo loopbaan kry. Ja, en toe Ja, boom, lockdown. COVID. Toe sê ek weer, ons het mos nou maar deur die depressie gegaan en die shame en die contemplation, like al daai Yes. waves van COVID, ons almal het. En toe besluit ek om videografie te begin doen en Great. toe het ek my eie musiekvideo's begin skiet met 'n foon en toe sê vriende dit lyk goed en toe hier 'n kameras. Nice. Ek bedoel jy kan relate met dit. Ja, Jy het ek shoot nou nog op my foon. exactly. So, Ons moet maar we jy gotta moet make begin work. iewers. Ja, En jy ja. moet vir jouself werk maak, soos jy nou Exactly. So nou is ek dankbaar vir COVID, want nou kan ek videografie doen en ja. sê. Ja, Maar ja, die kaplyn, al daai goeters. Jy kan maar ons dit hoef was nie ook oor seker lekker. Dit Ek was. het om alles te hoor. Ja. Huh? Nee, die kaplyn was great. Ja. Ja, ek wil net eers 'n slukkie vat. Ook lank storie vat kort. 'n slukkie. Ek Lang gaan vir jou 'n storie ander vraag vra. Mense dink eintlik dis baie keer maklik om net 'n akteur te wees. I mean, hoe moeilik kan dit wees? Staan daar sê 'n paar lyne op. Ja. Maar ek dink is moeilik, want jy moet heeltyd 'n Ja. six-pack abs hê. Really. As dit maar net die moeilikste deel was. Ja. Nee, dis regtig moeilik. Wat Ek is die bedoel want moeilikste deel? jy weet. Ek sien aktris nie. Jy moes al acting doen. Soos 'n ad. Dit wat ons nou doen is 'n vorm van acting. Dis net real. Moenie ons geheime verklap nie. Sorry. Nee, maar ek grap net, maar Hmm. van watter aspek van acting wil jy praat? Want as ons praat oor die finansiële deel, Ja, dan sal ek amper sê ek dink dis die mees uitdagendste deel Mm. is om werk te hê, nie werk te hê nie. Werk te hê, nie werk te hê nie. Ja. Dis hoekom alle acteurs, selfs daai wat jy al lank ken Yes. op die kassie, Nog steeds in Linden bly. nog steeds in Linden bly, nog steeds teach, nog steeds Ja, dis mans insane. trou wat geld het, mans trou vrouens wat geld het, Mm. of albei die ergste is daai combination van man en vrou wat albei actors is. Ja, hulle verkoop Hoe doen hulle dit hulle verkoop nie? snyf op Melville se strate. Nee, ek joke. Nee, maar hulle teach of hulle doen ander Absoluut. goed of Ja. of hulle MC en hulle sing en hulle so jy kan nie net acting doen nie al is jy in 'n charting fliek wat ons dan nou oor kan praat. Want hulle betaal jou eintlik net vir die stel die daar wat jy op stel is mos. Presies. En dis 'n hele gesprek. En dit is soos 'n jaar terug. Ja, en oorsee werk dit nie so nie. Nee. Jy kry royalties. So jy kry nie royalties van enigiets af nou nie. Nie in acting nie. Dis bad want een van jou nuutste films Konkie Fever was soos charting number 1 op Showmax. Ek dink hy's nou nog op die top 10 na 5-6 weke. Ja, dis En- insane. En net om langs die kortjie. Klein slukkies man, klein slukkies. Ja, ek ben net gaan die producer kyk. Kyk hulle my skeef aan. Nee, hulle is Ons- nie jaloers sy want hulle sê kan nie sis- saam drink nie. Ja. So hulle kry nie royalties enigstens nie. Nee, en kyk, dis 'n lang gesprek en ek weet nie eers of royalties die regte woord is nie. Nee, ja, so Maar- jy kry nie 'n bedrag vir hoeveelheid views en daai tipe goed nie. Yes, so in enige ander land as jy in 'n fliek soos Kakie Fever, Ja. ons praat nou daar want dit is net maar my nuutste werk Yes. en dit is suksesvol. Yes. En ek's trots op dit. Mm. Maar in enige ander land en ek praat nie eens van Amerika, Hollywood, Engeland, enige ander kom ons sê eerste wêreldsland, sal jy soos wat die sukses en die views begin loop van die film, sal jy geld verdien.
So hierdie platform nou dan later koop 'n platform soos Showmax of DStv of wat ook al streaming dit oor, dan wil hulle dit ook nou of Netflix wil dit nou hê. Maar jy Dan moet kry niks van die dit nie. actors kry geld in enige ander land. Ons was net betaal vir die dag wat ons skiet. En dis Maart en ons sit nou in Oktober. Ja. So dit beteken nie ek Nee, pluk die vrugte nou van glad Kakie Fever nie. nie, maar die mense dink so want hy's nou nog op die top 10. ja. So I mean En dit snaaks wat in al die ander bedrywe like musiek, even myne as jy op YouTube post, jou YouTube video kan leef en hy kan nog steeds genereer. ja. En jou Spotify, dit kan werk, maar Ja, nou met akteurs is dit nie so nie en dit is Ja. iets wat moet verander. asseblief. Ons gaan 'n petisie opstel. Ons moet en ek dink dit is juis omdat daar nie genoeg unies is wat ons beskerm in ons land nie. Weet jy wat's nog interessant en dit is baie hartseer. As daar 'n fliek in Suid-Afrika geskiet word en daar's internasionale actors en Suid-Afrikaanse actors in. Soos in die Kaap skiet hulle baie sulke films. Yes, ja. Die international actors, hulle kan dieselfde tipe rolle hê. Die international actors kry royalties. En ek praat onder korreksie, maar ek het dit al 2 keer gehoor en ek dink dis die waarheid. Die Suid-Afrikaanse actors kry niks nie. Hulle word net die dag van shoot betaal. Oh my soul. So dis hartseer. Dis hoekom ons Ja. doen dit vir die passie, Lisa. Oeh. Ek weet nie. Maar dan is daar, jy weet, daar's baie voordele ook. Ja, ag, dit bly nog steeds 'n lekker werk. Ja. En ek sien jy berei nou jy's voor op jou Instagram vir nog iets. Ek sien jy oefen 'n swembad. Volg jy my? Ja, O ja, waarvoor is dit? Is dit dalk vir diepe waters? diepe waters. Okay. Hash. Kan dit vir 'n nuwe rol wees? Ek het NDA's geteken. Ek sê hier vir jou om te breek, maar dis fyn. Okay. Kom ons sê net, Ek soek die scoop. jy sien dis nou hier waar ek wil So dit baie is vir diepe waters. ek wil Nee, dit is nie vir diepe Nee, hoorie, nee, dit is nie. Ek mag dalk in die moeilikheid kom hierso. Dis nie my Ek probleem nie. ek het geen pokerface nie, soos almal het nou deur my gesien. Dit is ook okay. Ja, Dit nee, is ook okay. maar ek gaan net ons kan dit net daar laat. Ja. Maar dankie dat jy Oplet in die klas. dat jy sien en Ek probeer. ja. Maar kom ons beweeg dan 'n bietjie oor na werke wat jy al klaar gedoen het. En ons het nou 'n bietjie geraak op Kakie Fever. Ons kom daar. Okay, Want kom ek- praat 'n bietjie oor jou. Ek haat dit om heeltyd oor myself. Nee. Mense weet klaar genoeg van my. Oh my word. Okay. Maar daar's baie wat ek wil weet oor Kakie Fever, maar eers moet ons praat oor die fakulteit. Ja, so vir die wat nie weet nie, die fakulteit is 'n comedy show oor die lewens van die personeel van die fiktiewe hoërskool Oos. Yes. En dit wys op e-extra of dit het daar op e-extra uitgesaai op kanaal 105 Ja. en jy kan dit nou nog stream op iwad.co.za. Net gou 'n plug daar. Ja. Want mense moet dit gaan kyk. Dis 'n lekker show. Ja, regtig. Ek dink dis 'n baie underrated show. Ja, hoe- Want Ja. mense ken nie noodwendig Ewot nie en En weet- dit is verniet. dis verniet gaan kyk dit. Kyk dit Gaan nou kyk wonder. dit. En ja, dit is ons kan dis eintlik hartseer dat ons nie 'n derde season skiet nie, Ja. maar daar's ook, jy weet nou weer baie politiek in die industrie oor dit. So ons hoef nie Absoluut. daarop in te gaan nie, maar ek dink as ons net oor die show praat, dit was 'n fun show. Mm. En die lekker ding is mense kan dit nog gaan kyk. Ja, natuurlik. So dis Dit is nog soos- daar, dit leef. Ewot.co.za. Boom. Dis dit. Ja. Hoe het jy gevoel toe jy die rol losgeslaan het van meneer Meyer? Dis meneer Meyer. Ja. Ja. Great. Dit was my eerste komedierol en ek wou nog altyd komedie gedoen het. Ek voel dit pas jou. Ek het nooit Soos- gedink ek kan nie. En toe eendag toe besef ek is die snaakste as ek eintlik myself is. Soos want ek het hierdie goofy kant aan my en ek het altyd dit soos half onderdruk want ek het gedog dit is silly en Mens moet diep wees om akteur te wees. ja, en Ja. ek het jy weet ons leef ons in 'n society waar jy die beste dele van jouself moet onderdruk om in te pas of wat ook al wat 'n Ja. ander gesprek is. Maar toe ek dit kry, die fakulteit, toe ja, dit was vir my dit was eintlik die lekkerste rol tot dusver wat ek nog ooit kon speel. Want ek kon comedy doen, ek kon dis bietjie slapstick. Yes. So ek kan daai groot Hilarious. goofy heightened version van myself wees, Ja, want dit is eintlik die genre het vir dit gevra. So dis so nice. en ons almal love school stories. En En ons- almal kan relate. Ja, en wie wil nie in 'n klaskamer staan met kinders en jy's meer kinderagtig as die kinders nie.
So voel jy dis hoe jy kan relate met meneer Meyer. Ja, ek dink Jy jy kon daai deel. jy kon daai kind weer uitbring. Ah, Want dis waar die komedie lê. Gewoonlik het jy al die skoolstories. Dit gaan eintlik oor die hoërskoolkinders en die Yes. onderwysers is nou maar die supporting roles of die bysaak. Hier die konsep dink ek was so slim en George van Rooyen, kom ons praat net, hy is shout ek moet out name my drop. oom. Ek dink ons is nie familie nie. My van is ook van Rooyen. Is dit ook om jy? Okay. Ja. Ching ching. Cheers op George. Cheers op George, ja. Skrywer, regisseur, ongelooflik. So hy het hierdie ongelooflike konsep al jare gehad en dit eers later kon hy 'n platform kry wat dit wou gehad het. Nie omdat dit nie goed was nie, maar omdat dit so moeilik is in die industrie om 'n show op die TV te kry. Ja. En ek dink die konsep waar hy gegaan het, hierdie gaan oor die onderwysers, nie oor die skoolkinders nie. En dit gaan oor die stereotypes wat daar gewoonlik in die skoolkinders is, die high school jock, die nerdy girl, die popular meisie, Yes. jy weet die pluggie, die wat ook al. Ja. En jy sien hulle gewoonlik in kinders en hier's dit die onderwysers. En die onderwysers is meer aan die beklei en dan maak die kinders 'n sirkel om hulle en sê fight. Dis slapstick, dit is belaglik, maar dit het gewerk en mense moet dit gaan kyk. Dis nog daar. Ag, slapstick werk. Daar's 'n Ja, rede hoekom Mal vir 'n stukkie slap. dit bekend is. Wat was van jou gunsteling tye gewees op stel met fakulteit? As hulle sê kat en jy kan asemhaal. Dis 'n baie goeie vraag want dit was so 'n ongelooflike ervaring. My gunsteling tye. Die spanmense, almal was onder druk, want almal het geweet, jy weet, ons almal het geweet om 'n show soos dit te maak gaan lang ure wees. Ja. Maar ons almal was so half ewe moeg dat ons eintlik gebond het en dit het die komedie partykeer dit het so 'n bietjie daai magical element ingebring van die komedie. Waar dinge wat ons nie beplan het nie, het naturally gebeur want ons almal was moeg, ons almal was in hierdie ding en ons het net dit was 'n klomp lekker mense. En almal was op hulle eie manier het hulle gebring en jy het gefeed van iemand want as die skrip goed is, dan kan jy net jouself geniet en speel. Maak jou werk maklik. Ja. So ek dink die hele ervaring was ongelooflik. Maar die mense, it's always the people that make an experience, right? Altyd. As jy op 'n vakansie gaan. Dis nie die kameras nie. Ja. Jy dink daaraan soos as jy by die see was, jy kan by die mooiste plek gewees het oor see. Maar jy gaan op die ouene terugkom en sê dit was lekker omdat die mense dit gemaak het eintlik. Absoluut. So verhoudinge en dis wat waar die fakulteit gegaan het ook die storielyn. Ja. Dit was relationship based en dit is hoekom mense kon relate met dit. En onderwysers het vir ons gesê dis hulle favourite show want dis eintlik regtig wat agter die skerms gebeur in 'n skool. Ja. Dis hoe hulle oor kinders praat, hoe frustreerd hulle raak oor kinders en so Dis funny. So ja, dit was relatable. Is daar enigiemand met wie jy nou besties is na die show? Wat lekker is, 2 van my medespelers was ook in die kaplyn. So ek het klaar in 'n teaterproduksie, ja, en dit was 'n suksesvolle teaterproduksie wat hierdie ongelooflike soos ervaring was weer eens met ongelooflike mense. So Zurika en Karl. Nice. So hulle was saam in die kaplyn en toe kon ons en daar was 'n deel waar ons die kaplyn gedoen het en dan het ons direk na dit geskiet aan die fakulteit. En omdat ons sulke goeie vriende geraak het ons net ons kon ook relate met mekaar soos ons is moeg vandag en ons moes dit doen en ons moes daar doen. So, en dan die mindshift neem ek aan want jy gaan van 'n half ernstige ding. Ja. Na fakulteit wat soos meer Exactly. So jy het hierdie verhouding waar jy bond so backstage, dan kom jy op 'n stel. Nou is dit 'n ander environment, maar jy kan as jy 'n slegte dag het, kan jy deel met mense want jy ken hulle en hulle verstaan. Ja, jy ken hulle seer, jy ken hulle challenges en dan die res van die cast was net so ongelooflik. Ek bedoel Bibi. Ja, natuurlik. Ja, sy's net so snaaks, ons almal love haar. Ek las hom net om aan na te dink in die show want ek onthou alles. Ja. Dis funny. Sure. How? Who? Os. Oh. I made all these words with just 4 letters. Think what you can do with a whole alphabet. Rent your own words at Lampiridai Lights. Maar gepraat van nog 'n
baie amazing cast. Dink ek moet ons nou 'n bietjie oorbeweeg na Kakie Fever. Is jy reg? Is jy reg? So, weer eens, vir die wat nie weet nie, dit is 'n silverskerm bekroonde film. Dit is baie belangrik om te noem, wat nou nog steeds op Showmax beskikbaar is, en dit is 'n ronsie fliek, 18 LNS, so kiddies, moet nie kyk nie. En ek het dit nie gerecap nie, want ja, YouTube sal my letterlik ban, vir ewig en altyd, maar mense het my gevra om dit te recap, dus ek soos, guys, ek kan nie, want ja, Sal YouTube jou regtig ban? Well, maybe. as ek van die Karen scenes include, wat nodig is. Okay. Ja, ek verstaan. Maar basically, dit gaan oor game rangers op 'n private game farm, Ja. wat mekaar nou uitdaag. Ja. Kom ons drink eers 'n slukkie. Langs die rekord. So, die game rangers daag mekaar uit, om soos, te kyk wie kan die meeste dinge doen met die toeriste in die skoolvakansie, in die vakansietyd. Om te kyk wie kan... Sonder nou om spoilers weg te gee, dis waaroor dit min of meer gaan. Ja, net soos... En in jou eie woorde op jou Instagram, Ek weet nie wat om te sê nie. dis okay. Ek hoef in Nee, jou ek eie weet woorde dan. sê jy speel die onskuldige, sensitiewe siel Marco, Ja. nee? Ja. Vertel ons 'n bietjie meer van Marco. Okay, ek dink dis hoekom ek die rol aanvaar het. Want kom ons sê dit nou maar, daar is naaktonele en daar's intieme tonele. Absoluut. En die fliek is gebaseer rondom hierdie storielyn wat gaan oor Die naaktonele en die intieme tonele. Ja. So ons sê dit soos dit is. Absoluut. En hier gaan ek weer myself moet keer om nie 'n hele paar lang storie korts in te gooi nie, want dit is 'n lang storie kort, maar toe ek die audisie kry en my agent sê ek moet laat weet of ek wil audisie, hulle het die teks aangeheg en gesê voor jy audisie moet jy weet is jy gemaklik met like simulated sexy en nudity. But no like full frontal nudity. Sê dit maar soos dit is. Ja, mans is lucky daar. Ja, alhoewel hulle het goed geshoot. Wat nie gemaak het nie. Wat ja, maar dis 'n hele ander storie. Dit nie gemaak nie noodwendig omdat dit te rof was nie, maar dit was vir komiese redes. Was dit baie keer is dit snaaks as jy nie als wys nie. Die comedy is baie keer soos as jy iets suggest en die kamera wys nie als nie, maar jy hoor klanke en goed. Ja. Suggestief is bietjie baie keer snaakser as om actually die daad te sien. Ja, sien. want hulle het baie keer albei geshoot en toe die director gesê elke keer het hulle komedie bo nudity gekies. Maar terug by my karakter, ek het toe gekyk na die karakter en hy sê soos hulle noem die character arc. Hy het 'n relatable character arc gehad. Ek het baie van Abel in Marco gesien. En vir verskeie redes. Nie omdat Abel hou daarvan om kaal te wees en sulke goed te doen nie. Nee, maar ek secretly wou nog altyd gewees het. Ek love die bos. Ek het altyd na Game Rangers gekyk en gedink ek wil ook in daai vehicles ry. Ek wil ook met soos vroeg in die oggend as dit donker is met daai spotlight vir hase soek en vir leeu soek en goed en vir mense sê keep your hands and feet in the vehicle at all times, people. Jy weet, daai tipe ding. Jy ook nog altyd dan ook sulke challenges gedoen het met die mede Game Rangers. Ja, ek is 'n nature man. Nee. Okay. Maak dit seker. Nee, maar kom ons terug by Marco. Moving right along. En hy spoiler alert, maar hy is smoorverlief op Mbeth. Shame. Arme ou. Ja, arme ou. En maar op die ou einde wen hy op, hoor. En dis die ding. Cute. Dit was hoe ver hy bereid sou gaan, hoe ver hy bereid was om te gaan vir ware liefde. Ja. En dis hoekom ek besluit het, kom, let me try this out, kom ek gaan audisie. En jy doen so baie audisie, so ek het eintlik gedink ek gaan dit kry eers nie. En dat hulle my gaan cast nie, maar toe ek sien hoe, maar ek is 'n sensitiewe siel, ek is 'n romantikus, ek skryf liedjies, hy het gediggies vir Mbeth geskryf, en hy het daar heeltemal versmoor met gediggies en soos, jy weet, hy het sy hart heeltyd ontbloot aan haar, en baie keer, as dis hoe die lewe werk, as 'n meisie of 'n ou, as hulle weet hulle kan iets skryf, hulle dit nie hê nie, totdat hulle sien, hulle kan dit nie meer kry nie, dan lyk dit meer aantreklik, maar dit is maar mensdom, ons almal is so, en toe het hy ook maar 'n bietjie ondergroepsdruk. Ek wou nou sê, hy het ook deelgeneem aan die manne vir alles. Ja, maar hy wou nie, want dis nie wie hy is nie. En dis hoekom ek die rol aanvaar het, want
daar's 'n dieper storie. Ek dink dit is waartoe ek wil beweeg. Is Ja. as jy dit reg kry om deur die hele fliek te sit, maar dis eintlik dis nie so erg nie. Soos kyk dit. Nee, Kyk dit. dit is baie nice. Ja, gaan kyk dit. En is vrek snaaks. Ja, en moenie net die eerste scene jou skok nie. Want dit is amper so shock factor en dan sit so half, Ek okay, het cool. dalk so klein bietjie gevoord. Ek gaan nie vir jou jok nie. Maar doen dit, forward. Soos En dan pos ek as ek sien julle praat weer. So ek skryf. like weet waarvoor jy jouself inlaat. As jy wil, jy hoef ook nie. Niemand Ja. word geforseer nie. Nee. En as jy ouers is wat wil lekker lag en het kinders, kry 'n babysitter en sluit die babysitter Ja, en die kinders toe. met die kinders. Ja. Dit ook. Maar aan die einde besef jy daar's 'n dieper storie en Yes. mense het byvoorbeeld by die silverskerm toe hy sy premier gemaak het. Ja. Almal het uitgevlieg. Almal in die hy het seker 9 keer toe hy sy premier maak, daar was 500 mense, publiek en industrie, direkteurs, skrywers, akteurs in die Kaap. 9 keer dink ek het hulle geskryf daaroor. Het mense in applous uitgebreek gedurende die fliek omdat dit so snaaks is. En na die ja, en na die tyd het mense gesê dis glad nie wat ons verwag het nie. Ons het dit gelaaf almal. Almal het gesê hulle. So die terugvoering was ek dink dit is regtig dis 'n great fliek. Ek weet dalk op social media is daar partykeer ander kommentaar en kritiek gelewer wat mense lelike goed sê. Hoe hanteer jy dit as mense sulke goed kwytraak? Ek dink jy moet net 'n dik vel hê en nie omgee wat mense van jou dink nie, want hulle het dit nie geleef nie. Hulle was nie in jou skoene nie. Hulle weet nie eintlik wat die ervaring was nie. Hulle weet nie waar jy gegaan het nie en hulle ken ook nie jou as mens nie. So ons almal judge mense 'n book by its cover. Yep. En ek dink daarom ook moet jy dit aanvaar want jy doen dit ook. Ons almal doen dit. Natuurlik. En daarom moet jy aanvaar mense gaan opinies sê. En meeste mense toe hulle dit kyk het in elk geval hulle opinies verander. So just don't always care about people think too much want hulle is nie verantwoordelik vir jou geluk nie, jy is verantwoordelik vir jou eie geluk, so half tipe ding, jy weet. Absoluut. Ja, mense vra ook altyd vir my daai vraag van hoe hanteer jy hate comments en dis ek soos hoekom dink julle drink ek so baie wyn? Ja. En kyk, dit was nie 'n maklike besluit vir my nie, want ek kom van Bethlehem, ek het goeie waardes. Ek is ook, jy weet, so ja. En ek moes daai gesprek met my familie gehad het voor die tyd. Ek dink ook nie dit maak nou dat jy slegte waardes het wat Nee. deel is van dit nie. Nee, en my familie snaaks genoeg konservatief, maar hulle het my 100% support. En dit was 'n teken vir my. Ek sien altyd iets as iets vir jou bedoel is, sal dit oor jou pad kom. En as ek dit nie moes doen nie, sou dit nie oor my pad gekom het nie. Natuurlik. So, ja. Kon jy besluit byvoorbeeld hoeveel jy wys van jouself? Jy kon. Kon jy vir hulle boundaries set en sê, listen, dis die lyn wat ek nie gaan oortrap nie. Dit was die mees baie mense vra my wat was jou grootste leerskool? Wat het jy eintlik as een van die elemente gesien wat vir jou uitgestaan het? Is die feit dat ek vir die eerste keer met 'n intimiteitskoördineerder kon werk. En dit is hoe hulle dit doen in al hierdie professionele flieks, is dat jy sien iets op die TV en jy dink dit was real, maar dis basies koreografie sonder klere. Okay, so en selfs dit klink bietjie rof. Maar dis 'n dansie. Ja, baie mense wat vir jou kyk. En jy is nie dit is nie wat dit lyk nie. Maar vertel vir It's ons, all smoke and mirrors. Hoe is dit? Dis so professioneel. Dit is soos hulle het 'n kontrak opgestel, jy het met die intimacy coordinator en Emil is die bekendste een in die land. Hy werk op oorseese films. En jy het 'n Zoom meeting gehad, dan het hy jou boundaries bespreek, waarmee is jy gemaklik, waarmee is jy nie gemaklik nie. Dan het julle saam 'n kontrak opgestel. Hy het dit apart met elke hoofrol gedoen. En dan het hy sulke tikboksies gehad van kom ons gaan nou deur nudity en intimacy. En waarmee is jy gemaklik? Dan sê hy elke liewe ding wat mens moontlik kan aan dink. Sê vir my, is dit vir jou 'n rooi, 'n oranje of 'n groen? Is jy gemaklik? Is jy nog op die edge of is jy want hy gaan dit eventually vir die regisseur gee, dan kan die regisseur die toneel nou so skep. Ja. So jy het niks gedoen waarmee jy nie gemaklik is nie. En dan ook hulle berei jou so mentally voor dat jy gaan daarin en jy voel nie ongemaklik nie. Jy het robes aan. Hulle sit die skerms af. Die hele crew sien niks. Sit hulle die aircon ook daarom af? Ja, ek wens hulle het dit aangesit want hektiek. Ja. Maar ek kan dink dit is nog 'n bietjie taaf. Maar sê vir my soos ek wil verstaan jy is nou daar. En dit is daar 'n kameraman wat op jou sit en jou afneem? En dan van onder af die girl? Of soos ja, kom ons sê dit soos dit is. Wat ja, ek is skieurig. Like ek wil nog altyd geweet hoe dit werk het. So
Yes, ek weet nie hoe ver kan ek okay, maar julle kan Go maar for it. sny as Ons sal sny as ons nie daarvan hou nie. so jy het rehearsals, nê, waar Yes. net jy kyk ek vir die producer hierso. Lyk haar gesig gestres. Sê gou eens go. Go. Jy het waar dit net jy jou mede actor of actress Yes. en die intimiteitskoördineerder. Yes. Dan ontmoet julle, dan gaan julle deur al hierdie stappe psigologies en fisies en ek praat letterlik van hy breek die ys deur jy stap in die kamer met hierdie aktrise en jy ken haar van geen kant af nie en julle gaan kaal saam wees. Ja. En by the way, jy's nie heeltemal kaal nie. Hulle het maniere hoe hulle Ek het nogals dit aangeneem hè. jy weet, hulle het Anders maniere as hoe dit- hulle Moet dit op OnlyFans air. ja, nee, dis nie Nee, pornografie nie. Dis nie dit eers soft pornografie nie. Ja. Dis 'n storie wat vertel word eintlik. Mhm. Want hierdie goed gebeur in die lewe. En Blykbaar. Khaki fever is 'n regte ding, by the way. Wat ek eers na die tyd uitgevind het. Kyk, my man was 'n game ranger. So ek het hom O. gekorner en gevra, "Hallo, Het jy nooit vir my het jy ek ken nie die stories." Ja, Maar nee, hy het nie deelgeneem aan dit nie. ja. Maar ek het met Game Rangers weer gepraat wat gesê het soos Dit hulle is het nie so. noodwendig die kompetisies gehad nie, maar die happens. toeriste kry hierdie like warm onder die kraag. Ons hou Enigiets vir 'n van tip? ja, en ons hou van mense in uniforms. Ons is daai land wat kyk na die boere, kyk na almal. Meisies love dit. Die boere, kom ons praat nie oor die Nee, boere. ons praat nie oor die boere nie. Ek sidetrack nou heeltemal ADHD. Dis okay, dis okay. So maar by die intimacy coordinator dan is dit 'n proses waar julle mekaar net drukkies gee in die begin. Is dit soos okay, voel dit. Gee mekaar 'n drukkie as jy hulle nou net ontmoet. Dan is dit soos gee mekaar 'n drukkie as jy hulle mekaar ken. Gee mekaar 'n drukkie nou, maar breek heeltyd. Yes. Laat gaan die energie. Ja. Ontspan, kry daai energie uit. Nou is ons weer in dit. Dan maak hulle dat jy daai las weer laat gaan. Dis 'n energy ding die hele tyd. Eventually as jy klaar daai toneel geskiet het, voel jy nie traumatized nie. Jy voel nie jy was Want jy het dit nou al so in eintlik geoefen en gedoen. die manier hoe hulle dit psigologies benader en ook die feit dat net die director en die kameraman en die klankou en die Yes. intimacy coordinator basies is in die Soos 'n kamer. closed Dis 'n set. closed set. Yes. En jy het robes aan Okay. totdat hulle oor die walkie-talkie wat selfs die mense wat nie kan sien nie, die make-up mense wat niks kan sien nie, hulle hoor ook, okay, we disrobing the actors and action. So hulle dit is soos dis net 'n werk. Dis soos ja. Maar dit is goed om te hoor dat dit so hanteer word. Ja. Want mense het altyd daar's hierdie stigma Ja. van dit. En teen die tyd wat jy met jou mede-aktrise werk, het die intimacy coordinator jou al deur 'n proses gevat waar jy weet presies waar mag jy aan haar vat. En want sy het vir jou gesê, sy het eintlik jou hand gevat en gesit Waar daar dit moet en dan wees. sê hy, is dit 'n rooi of 'n groen of 'n oranje vir jou? Is dit 'n rooi of 'n groen of 'n oranje? Dan kan sy eerlik sê, so sy vat jou hand. Dis nie asof Yes. jy nog vat nie. So dis sulke klein goedjies wat maak dat it's not actually what it looks like. It's really just another experience en dit was 'n great ervaring want nog nooit dit gedoen nie. Dit maak vir my sin want soos op daai stadium moet jy al so weet waar jy gaan vat en hoe jy gaan beweeg Ja. want jy moet nou nog dink aan jou woorde ook en Ja. jou hoe jy gaan act en al daai Ja. goedjies. Dit is eintlik Ja. 'n massive production. Ja, wat jy dis- aan mekaar sit. Dit is, dis jy moet aan baie goed gelyk dink. En jou sien, wel een van hulle was soos dan van dit so kort eintlik, maar dit vat so lank Ja. om tot by daai punt te kom. Ja, ons het vir 'n uur geskiet en ons het baie langer geshoot in terme van rolling time. Yes. Maar op die ouene het hulle dit so gekat vir die film om dit snaaks te maak, het hulle dit eintlik 'n kort deeltjie gebruik. Ja. En ek was soos ja, dit maak sin, dis funny. Dit was Ja. meer oor die comedy van die scene as wat dit gaan oor die content wat dit is. Ons het nou gepraat oor 'n bietjie van die professionaliteit opstel, Mhm. maar hoe was dit verder opstel? Met I mean, dit was op die ouene nog steeds 'n komedie. Hmm. So ek kan net dink daar was baie bloopers gewees. Oef. Ek sou nie my pokerface kon hou nie met van daai jokes. Hoorie, ek het nou al te veel slukkies wyn gevat. Dis okay. Cheers. Wil jy nog hê? Ek dink ek gaan nog vir myself. Okay, fine. Die bietjie top up. Ons chat is so lekker. Ons chat so lekker. Maar dit voel of ek baie praat en ek is net soos like Jy praat lekker. ek hou nie daarvan om so baie oor myself te praat nie. Dis hoekom hierdie goeters is altyd vir my soos Okay, hou op so humble wees. nee, maar dis okay, maar dis die ding, is dat soos ek is 'n overthinker. So ek is al soos
ek dink julle gaan in elk geval hierdie uitsny. So dis cool. Nee, ek kan nie. Nee, ek kan nie. Dis okay as julle doen. Maar dis hoekom ek altyd soos ek is nie bang om te praat in die publiek of op podcasts of op sulke cool shows want hierdie is 'n baie lekker show. Dis die wyn. Dis die wyn en dit is net soos jy kan net wees. Dis die idee. Ja. Dis wat ek wil hê. Ja. So maar ek hou nie altyd van myself te praat nie. Dis hoekom ek wil soos gaan soos Malisa, want dit voel of ons net sit in die sitkamer. Vra my 'n vraag. Het jy Kakie Fever gevolg op dele? Kyk, na soos 'n uur en dit nog steeds aangegaan Het jy gesien hoe praat ek oor jou maar ek maak dit nog steeds Ja, vir ek myself. Hallo. Nee, ek het op dele 'n bietjie gevorder want ek het dit op Sondagmiddag gekyk en toe dog ek, Fair enough. die voel bietjie Fair enough. weird. Nee, ek is eintlik soos dis vir my baie gemakliker om met iemand te praat as hulle sê hulle het die deeltjies gevoer. Want jy soos jy sal dit my nie gesien. Dit doen nie. Wel toe ek langs die Z wat Embeth speel, my Ja. love interest, sit en ons kyk dit vir die eerste keer in Johannesburg. Nie by die Silverskerm So nie. dit saam gekyk. Toe daai deel wat ek weet my Dit kom bietjie nou. naakte deel kom nou, het ek letterlik my hand so voor haar oë gesit. En sy was soos, "Oh, bol." Ek wil sien. Toe sy letterlik nie daai deel gesien nie. Toe sy maar ja. Shame. En jou male? Moes jy vir hulle gesê het, mamma moenie kyk nie, soos wat? Hulle het dit nou nog nie gekyk nie. Dis okay. En dis okay. Maar hulle aan die een kant dis 'n snaakse rede. My ma het nie Showmax nie. O, okay. So sy het vir my fisies gesê sy wil dit kyk, sy wil dit net nie saam met my ouma kyk nie. Ek verstaan dit. Ja, want hulle twee bly saam. So my pa het dit ook nog nie gekyk nie. Maar toe ek hierdie naweek by 'n trou van my neefie en toe sy pa, my oom, vir my net so ek het so in die familiegroepie wat daar gestaan het, 'n tannie van my en my ooms en goed. Toe bring hulle nou die topik op van die film. En toe sê ek soos, julle het dit darm nie, toe sê hulle soos, ja nee, ons het dit dan nog nie gekyk of wat nie. Toe sê ek soos, nee, dis okay, nee, dis okay, moenie. En toe daai een oom is net soos, ek het. Dis net soos, nee, ek moes darm jou ondersteun. Jy weet, dit was soos like, yeah, okay. Nie in 'n weird manier nie. Maar ek soek die konteks, wanneer het hy dit gekyk, so wie, en hoe belig was die kamer? Ja. Exactly, en was sy vrou by en Exactly. Ja, nee, hy het nie dit vir my gesê nie. Yes. Hy sê hy kyk altyd alles waarna ek speel en toe sê ek net soos, okay, oom, wil Kijk, oom dankie nog vir die ekstra van views. hierdie kaasbord hê? Ja. En ek wil eintlik daar bylaas, maar eers moet ek vra of jy is jy in 'n verhouding? Nee, op die oomblik nie. Sal jy ooit laat die persoon met wie jy in 'n verhouding is eendag dit kyk? Soos hoe voel jy daaroor? Ek dink weer eens gelukkig vir Marco my karakter. Hy was eintlik So vir jou is jy baie soos dis low-key. fine, maar jy's bly jy's nie Franna nie. ek's nie Franna of Christopher nie en ek bedoel ons kan lank praat oor hoe ongelooflik hierdie akteurs is. Ja, Ek bedoel ons kan al hulle maar almal weet in elk geval wie hulle is. natuurlik. Maar ek dink as jy eendag saam met jou sielsgenoot is en jy moet daai persoon so kan vertrou dat dit eintlik nie saak moet maak nie. Soos dink jy nie ook so nie? Natuurlik. Ja. Behalwe ook Dit moenie eers 'n ding wees nie. Julle moet kan lag daaroor. ek voel 'n bietjie soos 'n hipokrit want ek het vir my man gesê hy mag nie my eerste Facebook video's gaan kyk nie. Soos dis wet in ons huis. Maar ek Want ek dink cringe. so hoe lank is jy al getroud? 2 jaar. Maar ons is al Okay. 5 jaar saam. Maar jy het dit seker toe nou al gaan kyk of weet jy nie? Maar hy mag nie vir my sê hy het dit O, gekyk okay. nie, want ek wil nie weet. Maar die mooi ding is hy aanvaar jou en dis ook net weer eens ons almal het dieselfde persoonlikheid in hierdie industrie eintlik. Soos dis net ons wat so hard op onsself is. Ja, Dit is ons is ons grootste kritiek. ons moet ophou daarmee. Ons moet ophou daarmee want ons breek net onsself af, man. Wie was die lekkerste om saam mee te werk op stel? Wie was jou 5? My 5. Christopher Jafta wat 'n groot naam is. Hy was al die Yes. jare top billing se presenter. Ek en hy het lekker want ons het beste vriende in die fliek gespeel ook. Yes. So ons het lekker connect en hy is hierdie humble van Nice. ou wat ek het heeltyd gevoel al die actors om my het baie meer ervaring. So ek het die heeltyd gegaan soos wat kan ek van jou leer? Wat kan ek van jou leer? Wat kan ek van jou leer? En ek het dit ook vir hulle gesê. Ek het gesê soos wat dink jy van hierdie? Kan ek hierdie van jou afbounce voor ons skiet? As hulle nog hier staan en hulle maak bietjie make-up reg. En by the way, ek is nie so brein nie. Soos ek moes paar aande in die bed gaan klim Ja. en ver van stel af huis toe ry gesweet en ek mag nie gebad het nie want hulle het ons gesprei tan. Ew, nie gebad het nie. Ew,
wel En dan stink jy nou so 'n bietjie as jy daarso. bad dan is die hele spruittuin basies Ja, undo. en daar's net soveel budget vir spruittuin. Ja, exactly. En Hektiek. en hulle spuit jou hele lyf. Wel, net vir een case. Ek bedoel ja, Ek weet. net vir een case. Nee, daar's daarom Ek sou nou gedink het hulle gaan vir jou boertjie daar's tan daarom 'n gee. Adams blaartjie wat Okay. hulle nie spuit nie. Maar Maar gee hulle vir julle soos 'n boertjie tan met soos 'n kort broekie en die kouse en die hulle doen actually. Ja. Nee, weet jy wat doen hulle? Sprei jou hele lyf Mm. en dan is dit soos dis 'n dubbel. Wanneer jy op stel kom die volgende dag, dan sit hulle nog met 'n ding soos hulle make-up aansit, sit hulle Ja. nog bronzer, dan maak hulle daai boere tan duideliker met jou broekie. great. En 'n fun fact wat niemand weet nie is hulle die broekies van die kakie klere wat Is dit gesponsor? dis Deur Boerboel? gesponsor. Is dit boerboelbroekies? Nee. Nee, maar wat ek wil sê is Sorry. nee, jy kan maar. Dis okay. After record, nee. Ja? Hulle het dit verkort. En ons weet boerbroekies is klaarkort. En ons weet kakiebroekies is klaarkort. Ek doen dit nou nog. Hulle wou dit nog kort maak, maar toe begin die sak wys. Dit sak. Exactly. Nee, dit sak nie want dit was klaar te kort. Dit was soos maar Wow, julle is oh, ja, so hektiek. so maar daar was aande wat dan sprei jy elke 4de 5de dag, dan kan jy nie slaap daai aand nie want as jy bad, dan hulle groot budget gemors op jou lyf. En is af in jou drein. En dan gaan slaap jy taai. Dink jy hulle doen dit op boerskevrou ook? Ek dink daai is regte boere, Lisa. You never know. Hy You never is know. reality TV, TV. Jawel, TV magic. ons het ook nou al gesien wat ons gesien het hier in die industrie, jy weet. Nee. Ja. Nee, great ervaring Kakie Fever. Gaan kyk dit. Ja, gaan kyk dit, laat dit weer nommer 1 is op Showmax. Maar ook as jy nie van sulke flieks hou nie, moenie. Maar ek voel ook ons in Afrikaans het lanklaas so 'n fliek gehad. Want my rekord is soos Boena's Koning, Lipstick Dipstick. was Talbak gehad. Ja, so 'n bietjie. Ja. Jy weet mense sê nou, ek dink weet nie hoeveel jaar terug Lipstick Dipstick was nie, kom ons sê 20, 25 jaar. Mense sê nou Lipstick Dipstick wat as hulle Kakie Fever gekyk het, sê hulle Lipstick Dipstick was vir hulle erger. Which is actually great want ons wou nie gehad het mense moet gaan this movie is about Dis nie. Ja. nie, verstaan? Yes. So maar waar was ons nou gewees? Uit die So uitsien, Afrikaans het lanklaas 'n fliek gehad. Yes. Hy het en ek dink is great want Ja. dis een van daai hulle noem dit soos 'n fliek wat gaan cult status hê. Soos Lipstick Dipstick en daai tipe flieks. Semi-suit. Ja, sulke Al is tipe dit nou flieks. nie- Ja, ja. of American Pie as jy oor so 'n flieks kyk. En hy het toe die rekord gebreek in sy opening weekend van flieks op Showmax. Ek het alweer hoendervleis. Ek ook actually. Soos Want dis ek het insane. nooit dit gedink toe ons dit skiet nie. I never knew it was going to be big. Maar dink jy nie dit het ook dan al 'n rol gespeel nie dat julle dit net so geniet? En En dis waar jy het nou iets gevra van die comedy waar die director was so cool. Ek moet sy naam noem, Brad Michael Innes. Hy is as enige party actors is deur joernaliste gevra, hoekom het jy besluit om deel van die fliek te wees? Baie het gesê want ek wou nog altyd so 'n Brad Michael Innes gewerk het. Hy het veel as 'n kind gedoen, hy het oorseese films gedoen, hy het al awards gewen, hy het Netflix. Dankie nou al niemand om gedirect. te gaan Google nie. Nee, maar Dis fyn. hy is die coolste director en hy het eintlik vir almal soveel vryheid gegee. Jy weet baie van die snaakste lyne in die film is alles ge-improvise. Want hulle het van die begin af gesê jy kan die skrip verander. Skryf iets ekstra as jy wil. Party van die actors soos Liam Bosman en François Jacobs, hulle is so goed, hulle het met elke take het hulle ander lyne opgemaak. Niemand het die skrip gevolg nie, ek het so 'n bietjie. Maar jy kan dit nog steeds jou eie maak. Ja. Maar as gevolg van dit is dit waar die magic lê van hierdie film. Yes. Want die crew, omdat klank opneem wanneer hulle rol, action, nou gaan hulle sê goed wat nie in die skrip is nie, dat almal moet hulle honde so toe hou want hulle wil Kameras lag. trek so want hulle Ja, letterlik en dan Ja. sit soos Brett director sit so met sy skerm, dan sit hy so
Hy lag die heeltyd. En dan wanneer dit kat is, bars die hele crew en actors wat daar staan uit in skaterlag. En ek dink dit kom oor in die finale produksie dan, want jy sien hierdie mense het dit actually regtig geniet. Absolutely. En ek dink dis hoekom mense aanklank vind daarbey en dit ook geniet. Absolutely, dit dra oor aan die publiek toe. Absoluut. En dit is nie wat mense dink dit is nie. It's a comedy with heart, and we're actually telling a story of stuff that people really do in this world. Verstaan? So. Ja, like, let's be for real. Almal doen dit. Maar dan wil ek nou laastens net gou touch op die silverskerm wat jy gewen het. Hoe voel dit om nou finally dit op jou CV te kan sit? Wel, dis eintlik Francois Jacobs wat gewen het. So. Het julle nie as 'n produksie gewen nie? Nee. So Showmax lieg vir ons, want by Showmax staan daar silverskerm winner. Ek dink hulle bedoel dat hy het 'n award gewen. En dit was vir best supporting role. Ek dink julle het albei gekry. In my hart het julle albei gewen. Kom ons sê maar so. Kom ons lieg net. Okay, ja, sny daai hele deel uit. Vra die vraag hoe weer. voel dit om 'n silverskerm wenner te wees? Ja nee, maar seriously, hy is 'n silverskerm wenner. Ja, hy is. Ja. Hy is. En dis vir my ongelooflik. Jy kan ook daar staan Kakie Fever en dit het 'n silverskerm gewen. Ja, sê wat nie. Ja. Maar weet jy wat, die feit dat hy die rekord op Showmax gebreek het, is 'n groter wen eintlik. Want dit beteken meeste mense het al ooit 'n fliek gekyk in die eerste naweek van 'n release. Maar wat ek wou sê is dat ek sou nie 'n paar jaar terug sou ek vir jou gelag het as jy gesê het dat ek 'n suksesvol fliek soos dit was, want ek het opgehou omdat ek nooit werk gekry het nie en dit wys jy maar net jy moet aanhou in die lewe. Ja. Ongelukkig is dit 'n segte want dis waar. Ja. Ja. En dan moet jy maar naakte films speel as jy nie werk kry nie. En wat is nou volgende? Ons het gesê nou. Wat ons nie gesê het nie. Ja. Nee, volgende is daar 'n paar goed in die pipeline, maar exciting. Ek doen mos maar 'n paar goed, so ek doen shows, ek sing. Mense moet my 'n bietjie boek as hulle wil. Jy? Ja, so musikant. Sing vir my liedjies op klavier. Moet ek? Ek voel jy het nou genoeg wyn in. Nee, ek joke. Moet ek Lisa as ek nee, maar sy nou ernstig. Nee, ek joke absoluut. Ek hoef nie te sing nie. Nee, want ek het ook musiek so wat almal vra altyd ek moet sing. Ek weet, almal is altyd so dit is hoekom dit was nou soos ek het regtig gedog jy's nou ernstig. Toe sê ek sê as jy sing nog, sing vir my. Okay, so dit beteken ek's 'n goeie aktris. Ja, absoluut. Ek gaan kom vir jou werk. Absoluut, maar jy is 'n goeie actress, ons weet dit. Nee, dit is nou maar een van daai dinge jy's 'n musikant en jy doen dit vir lewe en dan as jy om 'n kampvuur en dan wil almal altyd hê jy mag gaan hol die gitaar en kom sing vir ons en goed. Soos jy betaal my nie genoeg nie. Ja, want as ek skatryk was, dan sou ek hierdie vir julle gedoen het met liefde, julle is my vriende. En ek het al so baie dit gedoen. So ek wil nie mense moet dink ek is hierdie ou wat dit nie doen nie. Eintlik doen ek dit en ek please people, maar op die ouene dan voel jy so half soos ek verdien geld uit hierdie en party maande gaan dit moeilik. Maar vir daai close vriende sing mens en dis nog steeds jy doen dit omdat jy dit geniet. Yes. Maar mense kan my boek vir shows. Asseblief. Troues. Please. Grafnisse. Ons het jou nou al so lekker leer ken. Wat is een ding wat jy sou sê mense nooit van jou sou kan raai nie? Kriek. Jy het eintlik 9 tone in plaas van 10. Iets wat mense nooit van my sou kon raai nie. Ja. Dis 'n goeie Dis kan nie vraag wat ek nou net Dis 'n goeie vraag. Dis 'n goeie vraag. Lang storie kort. Myne is nee, ek het. Okay. Nee, sê joune. Myne is byvoorbeeld my neus het nog nooit gebloei nie. My neus bloei elke derde dag. Wie is jy? Are you even human? Ek het baie goeie luck somehow. Damn, girl. Wat's joune? Ek het vir 18 jaar van my lewe kon ek nie R sê nie. Ek het gebrei. Wat? Ja. Ek het so gepraat. En toe, hoe het jy dit nou afgeleer? Lang storie kort? Nee, kort. At least kan jy nou sê lang storie kort. Lang storie kort. Ek kon fisies vir 18 jaar nie dit doen nie. Ek sou gesê het lang storie kort. Hektiek. En ek kan nie eers nou meer brei dat dit soos reël klink nie. So nou as jy my vra kan jy dit doen soos wat jy nie kon nie, nou kan ek dit nie doen nie. Maar weet jy wat wonder ek altyd van mense wat brei? Ja. Vry hulle lekker. Want hulle kan mos duidelik nou nie hulle tong gebruik nie. Ek het voor ek opgehou brei het ek nog net soos een soen in my hele lewe gehad. My eerste soen was op my 16de verjaarsdag. Cool. En dit was in 'n cinema.
En sy Kan jy onthou wat was gespeel? Wat het julle gekyk? Kakie Fever. Okay. Joke. Sê ek joke asof almal nie weet ek joke nie. Ek kan moenie So- nog antwoord nie want ek voel ook dit gaan jou date. Ek probeer nou mooi onthou, okay, want onthou. Was daar al cinemas toe jy 16 was? Ja, daar was in Bethlehem Kini 1 en Kini 2. Wow. 2, ja. Wow. So ons het iets Sy- gekyk soos ek dink dit was animation, maar Anyways. die vraag van Brei en Soen ek kan nie eintlik daai antwoord nie want Okay. ek was 'n late bloomer. So ek het eers begin, jy weet, Soen en Nou jy geleer het om en te hou so brei. aan na ek R leer sê het. Maar ek moes dit tegnies, ek moes dit doen om te kan record met die boyband waarna ek was. Energie. Energie. Ja. So ek sou nie dit is so brutal party companies is as hulle sê vir jou jy kan record, ons kan 'n album Ja? maak, maar jy gaan nie solo dele sing as jy van soos Willem Botha brei en hy's bekend. So daar's klaar Willem Botha. So jy gaan net in die koortjie sing as jy nie nou leer so ek was Ja. geforseer basies. Hektiek. Ja. Soos, Wel, nou kom ons sluit bietjie af met 'n paar vinnige vrae. okay. Okay. So dit is 'n paar offe, soos ek dit noem. Okay, is jy reg? Offe? Ons is nou amper klaar. Of Kakie Fever of die fakulteit? Wat is lekker as jy nie wil antwoord nie, is fyn. Binnelanders of diepe waters? Hy sê ek wil nog op Alto Wesley, so shut up. nee, ek was al op binnelanders natuurlik. Slay. Slay. Kyk net of Showmax. Showmax. Okay, Frana Jacobs of Izet Blighnout? Is blig nou. Sorry Frana. What's your go-to karaoke song? Wag, laat ek hom weer van. What's your go-to karaoke song? Say something, I'm giving up on you. Bekom julle. Watter Ook emoji my. gebruik jy te veel? Sê weer? Watter emoji gebruik jy te veel? Daai bloos enetjie, want ek bloos regtig baie. Jy weet daai ene wat net so bloos. ja. Okay, great. Ja. En laasens, wat wil jy nog bereik? Wat is jou grootste droom? Ek wil regtig 'n game ranger word een. Okay, regtig? Sekrete ja. Dis hoekom ek ook gelaaf het om Kakie Fever te skiet. Nee, my grootste droom, wat wil ek bereik? Yes. Ek wil eendag daar's so baie, dis die probleem. Maar dit is goed om baie drome te hê. My grootste droom wat ek eendag wil bereik is ek wil kan doen waarvoor ek lief is, soos wat ek nou doen, maar ek wil meer ja, natuurlik is daai element is daar natuurlik, want ons weet ons land is nou maar dit is wat dit is. Yes. Ons doen dit regtig vir die passie, maar ek wil voel dat ek meer 'n verskil kan maak met wat ek doen. Want baie keer doen jy dit en jy besef soos doen ek hierdie vir myself of doen ek dit vir die wêreld of doen ek dit vir ander mense. En so ek dink en daai inner geluk, jy gaan dit nooit vind in jou ons almal soek 'n nuwe kar of 'n beter huis of ons sien wat iemand het op social media en ons wil hê, maar jy gaan daai kry en dan gaan jy nog steeds voel jy wil iets anders hê. Ja. So ek wil truly daai bereik eendag waar ek kan doen wat ek nou doen. Regtig meer soos ek wil 'n hond hê, ek wil 'n groter huis hê, 'n tuin, al daai goeie. So dit is my droom en ek weet ek sal kom, maar ek wil kan gaan eendag en sê ek het musiekrekord wat mense nou kan luister op Spotify en mense kan gaan soos hierdie het regtig 'n verskil gemaak in my lewe, soos dit is iets wat my aangeraak het en dan kan ek by live shows en goeie sien en mense kan vir my sê hoe dit hulle lewens verander het. Nie dat dit nie al gebeur het nie, maar ek wil gaan soos eendag, wow, hierdie is iets wat ek vir mensdom beteken het. Wat ook al dit mag wees. Dis baie mooi en ek is seker jy gaan dit regtig eendag nog bereik en jy doen al klaar soos jy nou klaar gesê het. Dankie. Mense voel nie altyd so nie, maar baie dankie. Nee, ek dink nie mense besef dit altyd nie, maar dan ontmoet jy soos daai een persoon en dan besef jy, wow, okay. Partykeer jy het net die nodigste gehad daai dag. Dan sê iemand vir jou, dit wat jy nou gepost het my dag gemaak en dan sê soos, okay, dis die klein goedjies wat tel ook. Wel, Abel, jy het nou my dag gemaak vandag. Dankie Lisa. So ek moet weer eens net regtig vir jou dankie sê dat jy my gejoin het in my groen stoel kom sit het. So lekker met jou te chat. Ek dink hulle gaan ons nou stop want ons praat te veel. Ja, gelukkig kan hulle baie uitsny. Ja, maar weer eens dankie dat jy gejoin het vandag op die show. Na die show, is daar enigiets laasens wat jy wil sê vir die kykers by die huis? Weet jy wat? Moenie die lewe so ernstig opneem nie.
gaan kyk Kakie Fever. Dis dit. As jy nie wil nie, moet dit kyk nie. Ja. Maar moenie te hard op jouself wees nie en drink op 'n maandagwyn. Cheers. Cheers! Dankie, Daar's dankie, hy. Chris. Ons wyn is nog nie klaar nie, maar die episode is nou klaar. Tune in weer volgende week vir nog 'n episode van die show na die show. Abel. Okay, baie bye. Dankie. Bye. Wel, nou is my wyn klaar. Ek gaan Cheers down. Oh. Wow. Wow. Okay, wag.